Goeiemôre. Ek staan so laas week en ek staar so na die bome in die woud en verlang, ek het seker 10 minute staan en wag vir iemand, so nou sit en staar ek na die Here se skepping in die berge en ek staan net so in verwondering en ek dink vir myself, hierdie mense moet seker nou dink dat ek nou lekker weird is. En toe dink vir myself, dankie Here dat ek weird is vir U. Dankie Here dat ek weird is vir Jesus. Dankie Here dat ek weird is vir die waarheid. Want daar's so baie ander mense insluitend wat in die wêreld is, wat in die lewe van duisternis en wat sold out is vir wêreldse dinge en sold out is vir ander tipe dinge en nie vir die waarheid nie. So dankie dat ek 'n weird lyk vir Jesus. Want ek staan daar net in awe van hoe pragtig en amazing sy skepping is en hy is en groot en almagtig en ek dink net ek moet lekker nou soos 'n Jesus freak of soos 'n freak lyk, maar dankie ek is 'n Jesus freak. So, dit was net so 'n cool oomblik vir my gewees. Dat ek weet, dat ek ten minste vir die waarheid alles insit. So, baie van ons het, wel almal van ons het hobbies. So, as dit nou netbal is, of golf is, of as dit nou wat ook al het is, jy begin oefen, jou werk, 'n besigheid, wat ook al dit is, en jy stort al jou krag en energie in hierdie besigheid, in hierdie werk, in hierdie oefening, golf, rugby, wat ook al die ding mag wees, en jy stort al jou energie hierin. Soos hierdie is jou ding, hierdie is jou loopbaan, hierdie is jou werk, al waaraan jy op TikTok kyk, of wat jy op navorsing doen, YouTube kyk, wat jy tyd het, is jy besig om tyd aan hierdie spesifieke ding te spandeer. En dit is wat die Here vir ons sê, dit is sy eerste commandment, hy sê vir ons, love in Markus 12 vers 20, love the Lord your God, with all your heart, all your soul, all your strength. En dit is wat ons doen met baie dinge van die wêreld. Ons sit al hierdie energie in wêreldse dinge in. Philippians 1 vers 21 sê, for me to live is Christ, and to die is gain. Met ander woorde, ons lewe is supposed om te lewe vir Jesus. Want dit is vir hom ewe goed, as hy nou lewe vir Jesus hier, en as hy nou doodgaan, want hy gaan anyway by Jesus wees, both are the same. So die verskil is, kom ons lees gou eers Romeine 6 vers 11 sê, lewe vir Jesus, stel jou in diens van God. So wanneer ons gefokus is op die waarheid, ek meen, jy het al hierdie tyd, die tyd gaan so vinnig. Al jou tyd wat jy het, dit is nou al Maart, dit is wel oormôre is dit Maart. In die nuwe jaar, ek meen dit was nou Desember en Januarie en nou is dit alweer Maart. Die tyd gaan so vinnig verby, so die tyd wat jy het is so fragile. So al jou tyd wat jy in 'n dag het, spandeer dit aan dinge wat saak maak, spandeer dit aan die waarheid. Be sold out for the truth. Paulus sê dat die tyd is verkort, in 1 Korintiërs sê hy, die tyd gaan so vinnig verby, dit is nie 'n speletjie nie, die tyd is nie 'n speletjie nie. So die tyd wat ons het, laat ons dit spandeer aan tyd, aan dinge wat saak maak, dinge wat die waarheid is, dinge wat waardevol is. Al die energie wat jy in jou hobby spandeer tyd saam met die Here. Hy sê in die woord, ek dink dit is in Jakobus wat hy sê, oordink die woord dag en nag, dit is waaraan jy dink. Stel jou in diens van God, dit beteken nie gaan raak elke persoon 'n pastoor, dit beteken skyn jou lig, wees Jesus vir die wêreld, be sold out for Jesus, ken hom in alles wat jy doen, ken hom in jou tyd, ken hom in jou hobbies, ken hom in jou gesin, ken hom toe wil jy met die vreemdeling praat, toe wil jy die e-mail tik vir die persoon wat jy nie 'n mooi e-mail wil voortik op hierdie oomblik nie. Want Jesus is genade en as ons hom lief hê met ons hele hart, ons hele krag, ons hele strength, he is the source, wat vloei na die res van jou lewe toe. So hy is die source, kan ek nou nie dink aan Afrikaanse woord hiervoor nie. So hy vloei na alles anders toe, hy vloei na jou hele lewe toe. So as jy jou lewe in orde wil kry, as jy jou lewe vir die waarheid, die fragile time that we have, if you want to live it for truth, be sold out for Jesus. Die eerste commandment, love your Lord your God with all your heart, all your mind, all your strength, all your soul. So dit vloei na die res toe, dit sal vloei na jou kinders toe, na jou finansies toe, na jou man toe, na jou vriende toe. Enige issue wat jy het,
enige goal, enige ding wat jy in jou lewe het, Jesus, as hy nommer 1 is, if he's the source, he will flow to everything else. If you keep your mind focused on him, he will take care of the rest. But be sold out for God. Be a Jesus freak. Be a freak for the truth. Want ten minste weet jy, jy's hier vir die waarheid. En hierdie tyd wat so verbygaan, spend the time you have wisely. Want wat het ons gedoen in Januarie? Wat het ons gedoen in Februarie? Spandeer ons tyd nie vir al die hobbies wat ons het nie vir al die dinge van die wêreld nie, maar vir iets wat ewig saak maak. So, we need to be intentional with the time we have. Ons moet intentional wees om die tyd wat ons het te spandeer vir die waarheid, vir Jesus, en hy sal vloei na die res van die dinge toe. So as jy sê, maar ek het nie tyd om meer tyd met Jesus te spandeer nie, want ek moet dit, en die kinders dit, ek beloof vir jou kinders gaan sien hoe lief jy vir Jesus is, deur jou aksies. Jou finansies gaan favor kry, jou besigheid gaan favor kry, omdat jy vir God eers sê, omdat God sê, He will bless you, He will send you favor, He will shine His light upon you, He will turn His face toward you. Wanneer ons hom eers stel, wanneer hy my alles is, wanneer hy my hobby is. I turn to Him and He will overflow to the rest. So wat is die grootste prioriteit wat jy het in jou lewe? Jesus. And He will take care of the rest. Okay, so my gebed vir jou is, dat jy verlief sal raak op Jesus, soos wat 'n meisie en 'n seun, as hulle net ontmoet, as jy net trou, jou honeymoon phase, all you think about, al wat jy aandink, al wat ek kan aandink, Hanu, my man, as jy 'n pasgebore babietjie het, my kind, my geliefde, jy lees al hierdie boeke oor babas, ek het nou nie baie boeke gelees oor babas nie, maar my punt is, al wat jy doen, jou YouTube, jou Pinterest, alles gaan net oor 'n sekere algorithm. Jou Facebook, jou Instagram, daai goed het 'n sekere algorithm oor goed wat jy kyk. But let it be God. Let your algorithm be God. Laat jou energie wat jy instort om die beste sportman te wees, om die beste besigheidsman te wees, wat ook al, let it be God, and He will take care of the rest. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added onto you, Mattheus 6:33. En dit is 'n core principle, die 10 gebooie, God was eerste, en die res het gevolg. Love the Lord your God with all of your heart, all of your strength, al jou tyd, en die res sal volg. Okay. Julle moet 'n geseënde dag hê. Okay, bye.